Goeiedag. Ja, dit is Vadersdag 2026 en dit is so lekker om vir 'n oomblik 'n bietjie die lig op vaderskap te kan laat val. Dit is vir my baie lekker om hierdie geleentheid dan ook saam met jou te kan deel. En ek hoop dat jy binne in jou hart sommer daardie behoefte het dadelik om vir al die vaders in die land en die vaders binne in die wêreld te bid. En saam daarmee vir ons kinders, ons mense wat geraak word deur die wyse waarop vaderskap, ook in die tyd waarbinne in ons lewe uitgeoefen word of helaas ook nie uitgeoefen word nie. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer, heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom o koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe, want u alleen is my koning en my Heer. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ek wil vreeslik graag saam met jou lees uit Genesis 28 vers 10 tot 22. 'n gedeelte wat inderdaad die begin is van 'n lewe, 'n veranderde lewe, 'n lewe wat nuut word na hierdie gebeure wat hierin beskrywe word. Maar ek gaan net nou by die tema van Vadersdag by jou uitkom. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. Genesis 28 vers 10 tot 22. Nou, die opskrif hier so aan die begin van Genesis 10, net voor dit Genesis 9 sê daar Jakob vlug vir Esau. Nou kan ons nie die hele deel lees nie. Ons begin maar hier by vers 10. Kom ons sluit net vir 'n oomblik ons oë. Hemel Here, baie dankie dat ons elke keer die Bybel het en dankie dat die woord vir ons so kosbaar is en dankie dat ons weet U gebruik die Bybel, die woord altyd deur in ons lewe. En dankie dat dit relevant is ook vir elke tyd, vir elke seisoen en ook binne in ons eie lewe, binne in ons privaat lewe, ons mense lewe. Here, dankie dat hierdie woord ons ook wil verander, wil vernuwe, wil versterk, wil begelei, ook op die lewenspad waarop ons elkeen is. Dat dit inderdaad ook baie van die vrae van ons lewe ook wil aanspreek. Wil U dan verheerlik word, en ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Jakob is van Berseba af na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Nou, die agtergrond was nou daarvan is Jakob wat vir Esau bedrieg het en hierdie Esau wat besluit het, nee kyk, een of ander tyd gaan ek wraak neem op hierdie broer van my. Wag maar net, laat my pa doodgaan, dan gaan ek nou op hom wraak neem. En natuurlik, die ma Rebekka wat vir Jakob dadelik kom waarsku, maak seker dat hy hier wegkom en dan ook 'n seun van Isak se kant af, maar die punt is, Jakob, gaan weg, gaan daar na jou oom Laban toe en gaan soek daar vir jou 'n vrou, net nie hier tussen die Kanaanitiese vrouens nie. Nou, staan daar geskryf, as ek dit net kan herhaal, teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Jy hoor sommer iets van hierdie hele aardsvader tradisie wat daar by Abraham begin. Nou, wat hierdie verskillende siklusse het, wil 'n mens sê van die Abraham siklus en die Isak siklus en dan die Jakob siklus wat eintlik dan saam daarmee ook 'n stuk van die sogenaamde Josef siklus of Josef novelle
as deel van dit sou hê. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dis niks anders nie as die huis van God. Dis die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Nou, die tema waaroor ek graag met jou praat, is Vadersdag en dan jubeltone onder 'n oop hemel en op 'n harde klip. Vadersdag, jubeltone onder 'n oop hemel en op 'n harde klip. Nou ek wil sommer net vir almal wat vaders is, vandag sê gelukkige Vadersdag. Want dit is mos eintlik waarvoor hierdie dag ook geskep is eintlik, is dat mense geweldige groot waardering ook wil uitspreek ten opsigte van vaders, om dankie te sê. Dis hierdie dag wat kinders kom en vir paas kaartjies gee en sê die beste pa wat daar nog is. Ek onthou jare terug vir my eie pa, toe hy hier in die 90 was, ook so 'n sertifikaat laat maak om vir hom te gee. Jubeltone, gelukkige Vadersdag. Ek het hierdie voorreg gehad om groot te word in wat die mense kon sê 'n normale huis. 'n Gelukkige huis met 'n pa en 'n ma, en ons was 6 kinders. My pa en my ma was 72 jaar getroud. My pa is oorlede toe hy 94 jaar oud was. En ek het groot geword in 'n huis en 'n wêreld van sekuriteit, waarin daar nie noodwendig rykdom was nie, maar waar daar liefde was en waar daar ondersteuning was. Met 'n goeie pa, al die jare, wat werklik waar, sover as wat dit moontlik was, 'n goeie voorbeeld was. Iemand wat regtig ook vir die Here lief gewees het. Maar ek het al baie gedink daaroor. Dit was dan seker nou nie regtig vir hom verskriklik maklik met hierdie 6 kinders nie. En ek het eintlik in 'n natuurbewaringhuis groot geword. So, dit beteken dat dit nie dat hy dit nie noodwendig breed gehad het in daardie situasie nie. Maar nogtans was hy iemand gewees wat altyd gesorg het en wat werklik waar 'n voorbeeld gewees het. Nie die soort pa wat my heeltyd sou vasdruk nie, maar 'n pa wat vir my ruimte kon skep en wat vir my, soos wat ons sou sê, normaalweg daar kon wees. Maar my pa was nie perfek gewees nie. Soos wat baie pa's uiteindelik ook nie perfek is nie. Ek het hier voor my so 'n prentjie wat sê, gelukkige Vadersdag. Dankie dat jy altyd ekstra tyd maak vir my. Dankie dat jy 24 plus ure elke dag omgee. Dankie dat jy 'n voorbeeld en 'n mentor is. Onthou, die Here is 24/7 by jou. Hy help jou en hy beskerm jou. En dan Psalm 121. Maar ek het 'n lewe gehad, in my eie lewe verder, saam met die feit dat ek uit hierdie gelukkige huis gekom het, waarin ek ook groot geword het, met 'n goeie pa en 'n goeie ma, Christelike mense, Christelike opvoeding, waar ek ook verstaan het, dat soms dit moeilik was, maar dat my pa ook nie foutloos gewees het nie. Ek sou ook sekere bepaalde foute seker by hom kon raak sien, dinge wat hy sou kon sê, dalk as hy kwaad geword het, wat dalk nie reg was nie, of wat
ek vanuit 'n hoek vandag dalk sou sê, maar pa sou dalk 'n bietjie anderster kon opgetree het, dalk ook teenoor my in bepaalde situasies. Om daarmee eintlik te sê, daar's 'n tipe van 'n veelkantigheid van vaderskap. Dis nie altyd perfek nie. Dis soms baie moeilik. En ek het gewerk deur die jare met baie mense. Pastoraal werk binne gemeentes op verskillende plekke. My betrokkenheid by welsyn oor 'n lang tyd het my oë oopgemaak vir hoe die wêreld ook weier uiteindelik lyk. En die uitdagings wat daar binne is in die lewens van ander mense wat in ander huise en ander maniere ook groot geword het as waarin ek die voorreg gehad het om groot te word. Mense wat baie keer op die rand van die lewe geleef het en wie se omstandighede moeilik was en uit moeilike omstandighede ook gekom het en sekere gewoontes aangeleer het wat nie goed vir hulle was nie. En het ek ook die pyn en die ellende van verskeurde gesinne gesien. Die uitdagings van hersaamgestelde gesinne het ek raak gesien. Iets gesien van geweld wat binne in huise plaasvind, waar mense inderdaad geweldig seer kry, ook as gevolg van die optrede van vaders of vaders, wat soms gewoon net in totaliteit afwesig was. En as ek dink aan myself as 'n pa, 2 seuns, dan sou ek ook wonder in watter mate ek self dalk nie altyd die pa sou kon wees wat ek uiteindelik behoort te wees nie. As jy besig is met baie dinge, dan is die kans nogal dat jy baie keer afwesig sou kon wees by besondere geleenthede ook in hulle lewe waar hulle jou graag sou wou gehad het, by snypunte dat jy dalk vir 'n oomblik nie daar kon wees nie, of aan die ander kant dalk ook nie altyd regtig verstaan nie. So, vaderskap, kom ons sê, in terme van jubeltone, baie dankie vir hulle. Maar aan die ander kant, ook te verstaan, dat vaderskap gepaard gaan met 'n veeleisende rol, waar daar baie sosiale en soms finansiëel en soms ook emosionele druk in hulle lewens is. En as 'n mens dan die waardering sou uitspreek vir 'n pa wat dit maak binne in hierdie opset, of dit naaste by maak of min of meer maak, dan is 'n mens so oneindig dankbaar daaroor. Want sien, vaders worstel maar in hierdie wêreld. Hulle worstel maar omdat hulle ook maar mense is. Hoe graag sou ons wou wees soos hierdie ideaalbeeld van ons Vader wat in die hemel is, wat ons ook in daardie gebed aanspoor, en 'n Vader wat werklik waar vir ons kom wys, hoe lyk die perfekte Vader, wat weet wat goed is vir ons, wat altyd vir ons beskikbaar is. Want sien, vaders op hierdie aarde waar ons woon, worstel met 'n balans tussen werkverpligtinge en gesinslewe. So ons kan praat van die afwesige vaders. Baie besig, te min tyd. Kwaliteit tyd saam met die kinders, om kwaliteit tyd te hê saam met die kinders, maar aan die ander kant ook die uitdagings van die loopbaan, waar binne jy is, waar jy dink jy is besig om jou kinders se lewe te bevorder, op grond van die feit van jou loopbaan, maar jou loopbaan naderhand die belangrike plek inneem, en moeilik om te probeer om hierdie twee goeders by mekaar te kry en dit in 'n balans te kry. Sien, want koste in terme van die grootmaak van kinders, met al die eise wat die tyd ook kan onderstel, is geweldig baie erg. En as 'n mens nie dink ook waar die seer gekom het, of waar daar dood was, of waar daar egskeidings gekom het, waar daar ander kanse ook in die lewe gekom het, en waar daar nuwe toestande gekom het, soos soms hersaamgestelde gesinne, die kostes, die eise wat daarmee gepaard gaan, die finansiële spanning wat deel daarvan is. Geestesgesondheid, hoe om geestelik gesond te wees, om 'n psigies gesonde mens te kan wees binne in hierdie wêreld, sterk te kan wees as 'n primêre versorger en beskermer
met soms baie trauma. Trauma uit die verlede, want sien, die verlede het nog 'n manier om 'n bietjie in jou lewe te kom kuier, by jouself te kom tuiskom, dat jy naderhand optree anders as wat jy graag wil en optree soos bepaalde rolmodelle wat jy binne in jou lewe dalk sou gehad het. Trauma wat uit die verlede uitkom. Maar ons gaan soveel dinge deur. Paas gaan soveel dinge deur. As ek dink, mense wat in weermag of ander situasies was, polisie of waar ook al, geweldige klomp trauma in hulle lewe beleef het, gesien het, gevoel het, ervaar het, in die mate waarin en hierdie sterk figuur probeer wees en nie kan uitkom daarmee nie, en dat diegene wat aan jou toevertrou is, soms die lydende partye in jou wêreld mag wees. Die onvermoë om gevoelens te kan deel, oorgeërfde gedrag, onvermoë om iemand te kan vashou, te kan sê dat ek lief is vir jou, met jouself groot geword het op 'n manier waar dit nie deel van jou lewe gewees het nie. In die tyd waarin ons is daar baie kinders wat leef sonder paas. En so leef sonder vaderlike ondersteuning. Wat hierdie intense behoeftes ook daaraan sou hê. So daar is die werklikheid ook daarvan van kinders wat sonder paas sou groot word. En baie keer ook met 'n lae selfbeeld sou kom, omdat daar ander kinders is wat paas het en wat al die goeie goed kan doen, en hulle dalk nie self 'n pa in hulle lewe sou kon hê nie. En dan dink ek sommer aan die uitdaging wat ons kan wees, om ook mentors te wees vir sulke kinders en mense. Morele en geestelike verval by ons as mense, baie keer by ons as paas. Morele, geestelike verval wat veroorsaak dat daar 'n tipe van 'n onvermoë is om met geregtigheid, liefde en versoening te leef en dit werklik te modelleer vir iemand. Want ons is deel van die wêreld. Ons is op die wêreld, ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie. En ons toekoms is ook nie van die wêreld nie. Dit is buitekant ons, maar dit is moeilik wanneer daardie verval ook deel kan word. En morele verval en geestelike verval veral, omdat mense al hoe meer baie keer weg kan beweeg van God af. Daar's 'n duidelike behoefte aan rigting binne in 'n wêreld van werkloosheid, sedeloosheid, armoede en geweld. Waar vaders nie eintlik altyd die rigting kan gee, die leiding kan gee in terme van dit nie. Nie regtig die versorging kan gee, die leiding kan gee nie. Nie die voorbeelde kan stel wat dit behoort nie. In terme van ons geloof, hoeveel keer sê ons nie, dat ons dit aan moeders nie geleer het, omdat vaders uiteindelik net afwesig was. Om te sê, as ons praat van vaderskap, is dit 'n bepaalde uitdaging binne die tyd, 'n veelkantigheid. Ja, die dag waaroor ons jubel, nie volmaakte mense nie, gebroke mense, waaroor ons bly is dat hulle steeds in ons lewe is, maar die uitdagings wat hulle het, is so geweldig baie. En ek wil graag teruggaan na Bethel toe, met Jakob en Bethel. En ek dink as jy dink aan die verhaal van Jakob, dan dink jy aan alles behalwe die perfekte persoon en die perfekte pa. In Jakob se lewe gebeur daar hierdie intermezzo, hierdie oomblik, wat sy lewe, wat sy wêreldtoneel kon verander, wat sy uitsig kan verander, en wat dit inderdaad ook doen. Beloftes wat hy kry in 'n ontmoeting wat hy met God het. Maar aan die ander kant, dat dit nie noodwendig maak, dat met dit alles hy hierdie perfekte pa sou hê nie. Maar daar gebeur hierdie oomblik, wat sy toekoms enigstens vorentoe bepaal, en wat maak dat hy uiteindelik ook triomfeer, te midde van hierdie uitdagings wat in sy lewe gekom het, en die eie foute wat hy self ook sou kon maak.
Bethel word so 'n oomblik. Hierdie oomblik wil 'n mens sê van 'n geopende hemel en saam daarmee 'n kop wat op 'n klip lê. Die klip wat iets vertel van die eise van die wêreld waar hy vandaan kom, van wie hy is, maar dan saam daarmee ook die geopende hemel wat bokant hom is en God se teenwoordigheid wat ons ook in hierdie tyd so behoort te beleef en wat in Christus Jesus so 'n werklikheid binne in ons lewe wil wees, want ons lewe in 'n reële werklikheid waar die eise van die oomblikheid en die eise van die omstandighede aan ons raak, maar saam daarmee leef ons ook. So te midde van ons spanning, te midde van ons vrese, te midde van ons foute wat ons kon gehad het, is daar die openheid, die werklikheid van 'n oop hemel wat ook in Christus Jesus vir ons oopgegaan het. En iets van dit wat Jakob ook in daardie nag sou kon beleef by huis van God. Want teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. En as 'n mens dan op sy lewe sou terugkyk vir 'n oomblik, as mense sou terugkyk in hierdie intermezzo oomblik, want dit is soos twee tonele, voor en daarna. As 'n mens sou terugkyk, dan kyk 'n mens terug na die bedrog wat in sy lewe was, as hy saam met sy ma ook vir sy broer bedrieg het. As hy in die seun van sy pa sou gekry het. As hy uiteindelik die eersgeboortereg van Esau aan die hande sou kry, wanneer Esau honger gewees het. Hy konflik wat hy gehad het met sy broer, want hier is hy ook 'n vlugtende persoon wat vorentoe met daardie broer van hom sou versoen, en saam hulle pa sou kon begrawe. Maar vir die oomblik, as hy daar vlug, is dit maar net met sy kop daar op die klip. Huis wat hy moes verlaat, die veiligheid, waar hy gedroom het dat hy eendag weer ook daarheen sou kon terugkom. Die skuld, die onsekerheid wat hy sou hê, 'n lewe wat heeltemal anders moes wees in die toekoms. En hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak in die hemel, en engele van God klim op en af met die leer. Dan word om te lewe met 'n oop hemel. Gebroke mens met sy foute, maar 'n oop hemel wat bokant is. 'n Geloofswêreld wat vir hom ontsluit word en God, waar hy God se verbondenheid ook aan hom kan beleef, dat God hierdie ooreenkoms wat hy gehad het met Abraham en Isak ook binne in sy lewe steeds wil voortsit ten spyte ook van sy gebrokenheid, van sy stikkendheid wat hy ook sou gehad het. Vers 15 wat sê, ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Hoor mense sommer later ook in die geskiedenis van Israel in die sogenaamde knegliedere Jesaja 40 tot 55 ook iets van dit. Ja, ons sing jubeltone, nie omdat ons die pad agter ons kan verander nie, maar omdat die Here die pad voor ons oopmaak. En miskien is dit waar 'n mens ook kom in jou gebrokenheid elke keer is om, en dit wat jy beleef as gevolg van jou gebrokenheid, as gevolg van die feit dat jy nie kan opleef na wat jy behoort nie, dat 'n mens moet besef dat verandering tog moontlik is, en dat ons tog op Vadersdag kan jubeltone sing, maar nie omdat die pad agter ons dit kan verander nie. Die verlede is iets wat saam met ons kom, maar omdat die Here die pad voor ons oopmaak. Want as Jakob vir 'n oomblik iets van hierdie verlatenheid sou kon beleef en hy daar gaan lê het, dan staan hy daar op en dan begin letterlik van die grootste uitdagings in sy lewe. Die feit dat God in 'n mens se lewe is, vat nie jou uitdagings wat vorentoe lê weg nie.
Dit vat nie die vermoë wat 'n mens het om die verkeerde dinge te doen weg nie, die moontlikhede daarvan weg nie, maar dit maak vir jou 'n pad oop om dit anders te kan hanteer en elke keer weer terug te kom en te reformeer en te verander. Want sien, na Bethel bly nog steeds Jakob, die bedrieger. Sy karakter het nog nie oornag verander nie. Laban gaan hom nog steeds bedrieg of probeer bedrieg, het hom bedrieg op sy pad vorentoe, in terme van sy dogters, in terme van eiendom, die tyd wat Jakob vir hom moes werk. Hy sou dit nog steeds deurgaan. Sy huwelike en gesinne sou inderdaad ingewikkeld wees, hy sou vir Rachel meer lief hê as vir Lea. Kan mens indink die pyn waardeur Lea gegaan het, Lea met die sagte oë wat sy deurgegaan het, omdat sy geweet het dat Jakob vir Rachel lief was, die jaloesie wat tussen hulle sou gewees het, die pogings wat aangewend was daar, om uiteindelik nog kinders te hê, om iewerster iets van die aanvaarding en die liefde van sy kant te kan hê. Sy gesinslewe sou inderdaad ingewikkeld wees, ook in die mate, as 'n mens net dink aan sy aan sy verhouding met sy kinders, by hulle, die wyse waarop hy vir Josef voorgetrek het, meer as vir die ander kinders, die spesiale klere wat Josef uiteindelik sou gehad het, sy liefde wat hy vir Benjamin sou gehad het, ook omdat die liefde vir Rachel groter was as die liefde wat hy vir Lea sou gehad het. Hy gaan weer vlug en vrees, bang wees nog steeds vir Esau langs die pad as hy vir Esau moet ontmoet. Hy sou nog steeds die konflik gehad het ook met sy skoonpa, met Laban wanneer hy gevlug het. By die Jabokrivier sou hy nog steeds met God geworstel het en mank daarvandaan af weggeloop het. Dis werklik. En as 'n mens kyk na hierdie ontmoeting met hierdie oop hemel, dan beleef 'n mens dit eintlik, en ook binne die beloftes wat God vir hom daar gee, en vir ons elkeen nou in Christus Jesus ook wil gee binne in ons wêreld, om te sê, maar weet wat, ja, jy lê met jou kop op die klip, ja, dit is moeilik soms, dit is moeilik vir paas, maar daar is altyd 'n moontlikheid, want God het die hemel vir ons kom oopsluit. Daar is altyd die moontlikheid vir 'n toekoms. Daar's altyd 'n kans vir hoop. Daar's altyd 'n kans vir herstel. Daar's altyd 'n kans vir versoening. Daar's altyd 'n kans vir alternatiewe optrede. Asof God kom sê daar, ook in die nag daar, by daardie leer, met die engele wat op en af klim. Die verhaal is nog lank nie klaar nie. Ja, daar lê nog pyn en worsteling voor, maar jy gaan nie alleen daarheen nie. Miskien wil Vadersdag ook iets van dit wees. Iets van 'n intermezzo, en as ons by mekaar is, ook rondom die woord, om te sê, hierdie is 'n tussenspel, 'n oomblik, waarin jy nuwe keuses kan maak, nuwe pogings kan aanwend, waar God jou wil konfronteer, in terme van jou wêreld, van jou omstandighede, waar binne jy is. Dis 'n ja, dit gaan dalk nie maklik wees wat vorentoe vir jou voor lê nie. Daar kan nog pyn en worsteling voor dit lê in jou lewe, maar jy kan anders daarmee werk. Jy kan jou verantwoordelikhede anders hanteer. Jy kan die mentor word, die voorbeeld word, die les word vir ander ook te leer vanuit jou eie foute wat jy gemaak het, en te weet, maar ek gaan nie alleen ook daarheen nie. Sien, Vadersdag vier nie volmaakte vaders of volmaakte gesinne nie. Wat vier Vadersdag? Vadersdag vier die God van Bethel, wat by mense met klippe as kussings kom sit en vir hulle sê, die pad vorentoe is nog lank, maar die hemel is oop en ek is met jou en ek wil ook vir jou 'n toekoms gee. Mag hierdie Vadersdag, waarin jy ook as 'n pa jou beleef as vir jou ook 'n nuwe
scenario oopmaak van hoop vir jou pad vorentoe. En mag almal wat rondom, wat kyk na vaderfigure, ook met empatie, met deernis kyk, en ook reg help en leiding gee. En mag ons daar, waar paas nie is nie, waar kinders nie paas het nie vaders het wat hulle kan rig en lei nie, mag ander paas, ander mense dan ook vir hulle werklike goeie rolmodelle word, mentors word, wat vir hulle vaderfigure is, wat amper, wat tipes word van mense waarbinne God se vaderfiguur, wat die ideale figuur is, ook inderdaad raak gesien kan word. 'n dag met jubeltone, lewe onder 'n oop hemel, en met ons koppe ook op 'n klip. Maar wat is die belangrikste? Die belangrikste is nie dat die wêreld perfek is nie. Die belangrikste is dat ons weet dat daar inderdaad 'n oop hemel is. Amen. Here, dankie dat U ons ook roep in ons gebroke wêreld tot vaderskap. Dat U daardie belangrike taak aan vaders kom toevertrou. En dat ons ook die verantwoordelikheid het om kinders te onderrig en te laat onderrig. Dat ons die verantwoordelikheid het om verantwoordelike mans vir ons vrouens te wees. Mense wat rolmodelle behoort te wees vir ons kinders. Verskil maak in die samelewing en dat ons teenwoordig moet wees, iets van 'n teenwoordigheid wat verskil maak in die wêreld is en kan wees en ook kan inwerk op die toekoms van ander en vir hulle weer ook 'n voorbeeld kan wees. Ons bid om U leiding, ons bid om U seën, ons bid dat U wat ons Vader is in die hemel, werklik U vaderskap ook sal laat deurwerk binne in ons vaderskap, dat ons Vadertjie gebed meer sal opsê as wat ons dit nog ooit gedoen het. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met jou en joune, totdat Jesus kom. Amen. Mooi bly, geniet al die bederf wat daar mag wees. Geniet sommer net die voorreg van vaderskap. Geniet die voorreg om ook te kan terugdink aan vaders en rolmodelle wat deel van jou lewe ook gewees het. Mooi bly.